Goeiemôre, ek is pastoor Wim. En ek is pastoor Winna. Nou ons is van geen kerk of denominasie nie. Ons doen net 'n eindtyd Bybelstudie in die geopenbaarde name. Met ander woorde, Jahwe ons Elohim is God almagtig. Yahshua is Jesus Christus en die Ruach HaKodesh is die Heilige Gees. Ons maak altyd van 3 Bybels gebruik as ons navorsing doen of as ons boodskappe uitwerk of vir studie. Dit is die 3353 Afrikaanse Bybel, die 1611 King James Version en nie die New King James Version nie, en dan natuurlik the Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotherham Version ook nie, the Emphasis Version nie. Nou vandag se uitsending gaan oor die feit dat net die bruid en die bruilofsgaste hemel toe sal gaan. Maar daar is mense wat nog nie weet wat die verskil tussen die bruid en gaste is nie. Nou ek gaan begin deur na die skrif te kyk na wie is die bruidegom. Kom ons lees. Jeremia 7 vers 34. En ek sal uit die stede van Juda en uit die strate van Jerusalem laat opbou met die stem van vreugde en die stem van vrolikheid, die stem van die bruidegom en die stem van die bruid, want die land sal 'n pynhoop word. Nou kom ek verduidelik. En ek, dit is nou Jahwe ons Elohim, dit wil sê God almagtig, sal uit die stede van Juda en uit die strate van Jerusalem laat ophou met die stem van vreugde en die stem van vrolikheid. Niemand gaan lag in die groot verdrukking nie. Daar gaan nie blydskap wees nie. Die stem van die bruidegom, dis nou Yahshua, en die stem van die bruid, want die bruid is saam met die bruidegom in die koninkryk by Jahwe ons Elohim. Want die land sal 'n pynhoop word. Dit beteken verwoes deur die slag van Armageddon. Matteus 9 vers 15. En Jesus, dis nou Yahshua, sê vir hulle, kan die bruilofsgaste dan treur solank as die bruidegom by hulle is? Maar daar sal dae kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word en dan sal hulle vas. Ons verduidelik weer. Kan die bruilofsgaste dan treur solank as die bruidegom by hulle is? Nee. Die bruidegom, dis nou wat Yahshua is by of in ons deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Solank as wat die bruidegom se genade nog beskikbaar is voor die wederkoms, kla niemand nie. Maar daar sal dae kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word. Dan sal hulle vas. Nou wanneer die bruidegom die bruid kom haal met die wederkoms, dan gaan die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, met hom en die bruid saam met hom in die bruid in die hemel toe. Jy kan ook Openbaring 3:22 lees. Dan word hy van die aarde af weggeruk. En dan sal hulle vas. Jy kan nog as 'n gas in die hemel kom, maar as jy besef dat jy dit gemis het, dan sal jy alles probeer om dit reg te maak en dit gaan te vergeefs wees. Want dan is die bruidegom en die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees reeds weg. Al kans wat jy dan gaan hê, is om nie die merk van die dier te neem nie, en jou getuienis oor Yahshua, dit wil sê Jesus Christus. Dit sal jou dood kos, maar dan gaan jou siel onder die altaar van Jahwe ons Elohim wag vir die 1000 jaar, vredesryk, waar hulle dan saam met Yahshua as konings en priesters sal regeer. Daarna sal hulle paradys toe gaan. Ons kan ook lees Openbaring 6 vers 9 en Openbaring 20 vers 4. Kom ons lees Jesaja 54 vers 5. Want jou maker is jou man. Jahwe ons Elohim van die leerskare is sy naam. En Yahshua, die Heilige van Israel, is jou verlosser. Hy sal die Elohim van die aarde genoem word. Nou kom ons kyk na wie is die bruid. Ek gaan begin met Johannes 3 vers 29. Hy, dis Yahshua, wat die bruid het, is die bruidegom. Maar die vriend van die bruidegom wat na hom staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. So is dan hierdie blydskap van my, dis nou Johannes wat hy skryf, volkome. Hy sê in Johannes 15 vers 14 en 15 dat ons as die bruid sy vriende is, omdat ons doen wat hy vir ons sê om te doen. En dit is hoekom ons dan verbly as ons sy stem hoor. Openbaring 22 vers 17.
En die gees en die bruid, onthou Johannes sien nou die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees en die bruid saam in die hemel. En dan sê hy, en die gees en die bruid sê, kom, en laat hom wat dors het kom, kom, en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet. Wanneer jy jou bekeer en wedergebore is in die naam van Jahweh tot vergifnis van jou sonde, en jy leef in heiligmaking en nou geset elke dag, dan is jy deel van die bruid van Jahweh. En die Bybel sê, dat ons nie hoef te vrees nie. Hy sal alles aan ons bekend maak, voor die einde van tyd. Ons lees in Daniël 12 vers 10, baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos handel. En geen een van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandiges sal verstaan. Met ander woorde, om bruid te wees beteken dat ons aan Jahweh Elohim se standaarde moet voldoen om sy seun se bruid genoem te word. Nou wat is die standaarde? Jy moet tot bekering kom, wat 'n wilsbesluit is. Handelinge 11 vers 18. En terwyl hulle, dis die Jode, dit hoor, het hulle geswyg en Jahweh Elohim verheerlik en gesê, so het Jahweh Almagtig dan ook aan die heidene, dis die 10 heidense stamme, die bekering tot die lewe geskenk. Wat 'n lewe, die ewige lewe. Handelinge 20 vers 21, terwyl ek kragtig, dis geestelike sterk, by die Jode, dis die heidene, sowel as die Grieke, dis ook die heidene, aangedring het op die bekering tot Jahweh ons Elohim, en die geloof in ons verlosser, Jahweh. Wat beteken dit om tot bekering te kom? Dit beteken dat jy self, deur die genade wat jy ontvang, die besluit moet maak om jou lewe te verander, om 'n algehele ommeswaai te maak. Jahweh het self vir die Fariseërs gesê in Matteus 9 vers 13, maar gaan leer wat dit beteken. Ek wil barmhartigheid hê. Barmhartigheid is 'n disipel wat medelydend of meegevoel met ander het. En nie offerande nie, hy wil nie geld hê nie, want ek het nie gekom om die regverdiges te roep nie, maar sondaars, dis die heidene, tot bekering. Handelinge 3 vers 19. Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van Jahweh Elohim mag kom. 2 Kronieke 30 vers 9b, want Jahweh Elohim is genadig en barmhartig, en hy sal die aangesig van julle nie afwend nie, as julle heel tot hom bekeer. Tweede ding, jy moet jou sonde bely, alles waar jy gedink het, alles wat jy gedoen het, en dan moet jy dit laat staan, sodat jy vergifnis kan ontvang. Hy is getrou en regverdig, om al ons sondes te vergewe, net soos wat hy die vrou wat oorspel gepleeg het, vergewe het. Hy het vir haar gesê, gaan heen en sondig nie weer nie, Johannes 8 vers 3 tot 5. 2 Petrus 3 vers 9, die Here, dit is Jahweh ons Elohim, vertraag nie die belofte, wat is die belofte? Die wederkoms van Jahweh, so sommige dit vertraging ag nie. Daar is mense wat beweer dat as daar 'n wederkoms moes gewees het, sou dit al plaasgevind het. Maar, hy is lankmoedig. Wat is lankmoedig? Hy is geduldig oor ons, wie gered moet word, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Spreuke 28 vers 13. Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Derde ding, jy moet geonderdompel word in die naam van Jahweh tot vergifnis van jou sonde. Johannes 3, waar Jahweh met Nicodemus praat, sê hy in vers 3, Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van Jahweh Elohim nie sien nie. En vers 5, Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van Jahweh Elohim nie ingaan nie. Jy moet nou geset wandel in heiligmaking leef elke dag.
Nie een dag op en een dag af nie. Elke dag. Tot die dag wat jy jou laaste asem uitblaas. Efese 5 vers 15 sê, pas dan op, dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. Matteus 7 vers 14, want die poort is nou en die pad is smal, wat na die lewe, die ewige lewe lei, en daar is min wat dit vind. 2 Korintiërs 7 vers 1, terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, die beloftes waarna die apostel hier verwys, Paulus hier verwys, is die belofte van Hebreërs 10 vers 23. Laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van Jahwe Elohim volbring. Matteus 10 vers 28 sê, en moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak. Dis Satan, maar nie die siel kan doodmaak nie, maar vrees hom liewer, wat die siel sowel as die liggaam kan doodmaak. 2 Petrus 1 vers 16 sê, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Wanneer 'n man 'n bruid vir homself kies, dan hou hy nie geheime terug nie. Hy vertel vir haar alles van homself en alles wat in sy lewe gebeur het, en ook so die bruid. Dis dieselfde met Jafashwa en sy bruid. 1 Petrus 1 vers 17 sê, en as julle, dis die bruid hom, dis Jafashwa aanroep, wat sonder aanneming van die persoon, hy het nie oogappels nie, hy het nie, trek niemand voor nie, hy is regverdig, oordeel volgens elkeen se werk, wat se werk, die vrugte wat jy gedra het in jou lewe, en in hoedanige mate jy in heiligmaking geleef het. Wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Ons eindbestemming is nie op die aarde nie. Ons woon in tydelike tentwonings, totdat ons die dag na ons permanente eindbestemming toe gaan. Daarom bly ons vreemdelinge tot daardie dag. Vers 18, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, dis materiële dinge, soos silwer of goud, losgekoop is uit julle ydelle, wat is ydelle? Julle sondige en selfgesentreerde lewenswandel, wat deur die vaders oorgelewer is nie. Dit is die 613 wette. Die sonde het ontstaan uit die 613 wette. Vers 19. Maar deur die kosbare bloed van Jafashwa, dit wil sê Jesus Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Vers 20. Wat wel vooruitgeken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Vers 21. Julle wat deur hom, dis Jafashwa, glo in Jahwe Elohim, wat hom, dis Jafashwa, uit die dode opgewek het, en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op Jahwe Elohim, of God Almagtig kan wees. Nou, wie is die bruilofsgaste? Kom ons kyk, wat sê Openbaring 19 vers 7. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom, dis nou Jahwe ons Elohim, met ander woorde God Almagtig, die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam, dis van Jafashwa, dit wil sê Jesus Christus, het gekom, en sy vrou, dis nou die bruid, het haar gereed gemaak. Vers 8. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Vers 9. Toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. Hoor wat sê die versie. Hy moet skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woord van God, van Jahwe ons Elohim. Julle kan ook gerus Matteus 22 vers 1 tot 14 oor die bruilofgaste gaan lees. Kom ons kyk nou na die gelykenis van die 10 maagde in Matteus 25. Dit is die profetiese rede of die bergpredikasie wat op die volk van Israel betrekking het. 1. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom tegemoet.
Die beeldspraak vir die maagde is wanneer iemand hom of haar rein gehou het met skriftuurlike waarheid en nie rondgeval het tussen verskillende gelowe of denominasies op soek na iets wat hulle gehoor sou streel nie. Dis die mense wat die skriftuurlike waarheid glo, wat Jesus Christus aangeneem het as hulle Messias en gedoop is in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van hulle sonde, of selfs nie gedoop of geonderdompel is nie, maar in heiligmaking geleef het tot die einde. Hulle is bruilofsgaste. Dit kan ook wees dat iemand in die geopenbaarde naam funksioneer, soos wat ons nou dit doen hierso. Maar as hy of sy nie geonderdompel of gedoop is nie, dan sal hy of sy 'n bruilofsgas wees. 2. En 5 van hulle was verstandig en 5 was dwaas. Nou wanneer ons die woord verstandig in die Bybel gebruik, kom ons lees Spreuke 18 vers 15. Die hart van die verstandige verwerf kennis en die oor van die van die wyse soek na kennis. Verstandig word vereenselwig met kennis. Verstandige mense verbreek hulle kennis of verbreed hulle kennis in Jahwe ons Elohim. Dit wil sê die Here Almagtig elke dag om nie onkant betrap te word nie. Dwaasheid is die teenoorgestelde van wysheid. Matteus 7 vers 26. En elkeen wat na hierdie woorde van my geluister het en dit nie doen nie, sal vergelyk word met die dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. Die reën het geval en die waterstrome het gekom en die wind het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval en sy val was groot. Handelinge 1 vers 18. Want die woord van die kruis, dis die evangelie, is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God, van Jahwe ons Elohim. Wat vir ons sê dat die 5 dwaase meisies nie genoeg gedoen het om die bruilofsfees by te woon nie. Vers 3. En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geneem olie met hulle het hulle die olie saam met hulle het hulle geen olie saam met hulle geneem nie. Hulle het nie voorsiening gemaak en was nie gereed vir die koms van Jahwe, dit wil sê Jesus Christus nie. Vers 4. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem, want hulle het geweet wanneer hy gaan kom. Vers 5. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. Vers 6. En middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit om hom tegemoet. Dit is die bassein wat geklink het en die boodskap was, daar kom die bruidegom. Vers 7. Toe staan al die maagde op en maak hulle lampe gereed. Vers 8. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Dit moes 'n groot skok gewees het. Hulle het gedink, hulle het genoeg goed gedoen en goed geleef, en sal die bruilof kan bywoon, maar het nie genoeg gedoen om dit in te gaan nie. Dit is ongelukkig wat gaan gebeur wanneer die wederkoms plaasvind. Wanneer die mense wat gedink het, hulle het genoeg gedoen en is gereed, gaan vind dat hulle nie gereed is nie. Dit is ook hier waar kerklike dogmatiek 'n groot rol speel. Volg ons mensgemaakte of kerklike dogma, of volg ons die woord van Jahwe ons Elohim. Die kerk gaan jou nie in die hemel kry nie, maar jou persoonlike verhouding met Jahwe en die pad van heiligmaking wat jy vir hom gestap het, of jy in die kerk is of nie, sal jou daar kry. Vers 9. Maar die verstandiges het geantwoord en gesê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. Die bruid van Jahwe vat nie kanse met hulle ewige lewe nie, en daarom lê ons klem op die smal weg, deur nougeset te wandel in heiligmaking tot aan die einde, of wanneer jy sterf,
of as die wederkoms plaasvind terwyl jy nog leef. Matteus 25 vers 10. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Hoe het die 5 verstandige maagde geweet, wanneer Jafashua gaan kom? Want hulle het die profesie van die Ou Testament verstaan, en kon die berekeninge maak, wat in Daniël 9 vers 27, Daniël 12 vers 11 en Daniël 12 vers 12 gegee word. Jafashua sê in Johannes 15 vers 15, ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die dienskneg nie weet wat sy heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Handelinge 2 vers 17, en in die laaste dae spreek God, Jahwe ons Elohim, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. Later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. En dit is hier waar Matteus 7 vers 21 betrekking het. Ek het julle genooit geken nie, gaan weg van my, julle wat in ongeregtigheid werk. Vers 12. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Nou kyk hoe belangrik is dit om aan te hou om die woord te bestudeer, dat almal tot die waarheid kan kom. Daniël 12 vers 2 lees, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap, dis nou wat reeds gesterf het, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe, en sommige tot groot smaadheid. Wat is dit? Vir ewig afgryslik. Vers 3. En die verstandiges sal glinster soos die glas van die uitspansel, 'n glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre van die ewige altoos. En jy, Daniël, hou die woord geheim en verseël die boek, tot die tyd van die einde toe. Baie mense sal dit deursoek. Hulle sal op soek wees na die waarheid, en die kennis sal vermeerder. Nou wat 'n boek is dit? Die boek Daniël 12. In ons tweede potgooi uitsending het ons die belangrikheid van die doop of die onderdompeling in die naam van Jafashua tot vergifnis van jou sonde bespreek en bevestig uit die woord dat dit die definitiewe opdrag van Jafashua was om bruid te wees. En dit is wat die onderskeiding is tussen die bruid en die bruilofsgaste. Ons gaan nou weer net kyk na die versvergelyking tussen die 3 verskillende Afrikaanse Bybels, 33-53, die 83 en die 2020. En die skrif waarna ons gaan kyk is Jesaja 54 vers 5. Die 33-53 lees, want jou maker is jou man, Here van die leerskare is sy naam, dis Jahwe Elohim, en die heilige van Israel, dis Jafashua, is jou verlosser. Hy sal die Elohim van die hele aarde genoem word. 83. Hy wat jou gemaak het, is jou man. Sy naam is die Here die Almagtige. Die heilige van Israel is jou verlosser. Hy word die God van die hele wêreld genoem. 2020. Want hy wat met jou trou, is jou maker. Die Here, heerser oor alle magte, is sy naam. Hy wat jou loskoop, is die heilige van Israel. God van die hele wêreld word hy genoem. Nou in die 83 Bybel is die woord man, in die sin is jou man, met 'n klein letter geskryf. En dan die woorde is jou man, in die sin want jou maker is jou man, word heeltemal uitgelaat in die 2020 Bybel. En om hom my man te noem, onderskei my van al die ander gelowe en van die ongelowige mense, wat hom nie dieselfde kan noem nie. Dit is die onderskeid tussen die bruid en almal anders. Nou ja, ons het aan die einde van vandag se uitsending gekom. Ons vertrou dat dit vir julle duidelik deurgegee is rondom wat die bruid en die gaste is. Nou, as daar enige vrae is, asseblief maak met ons kontak en ons kan vir julle help as daar enige vrae is. Pastoor, gaan ons afsluit. Asseblief.
Ons almagtige Hemelse Vader, hier waar ons die einde gekom het, wat so belangrik is dat ons die verskil moet verstaan tussen bruid en gas. Pleit ek dat by u, daar waar daar gekyk word na hierdie uitsending, dat die oë sal oopgaan en dat u 'n helderheid van verstand sal gee, om te laat sal besef hoe kosbaar dit is om bruid te wees, en dat die bruid tot vervulling sal kom. Gee dat dit in die wêreld sal ingaan, en dat dit sal vrug dra, 30, 60 en 100voudig, en dat die bruid tot vervulling sal kom. Seën ons in hierdie dag, behoed en bewaar vir ons, as dit in u wil bestaan. Ons vra alles nie om ons dit verdien nie, maar net uit genade. U naam ter ere, laat dit so wees. Halleluja. Baie dankie, totsiens. Tata.